Vriende, baie welkom by hierdie week se episode van Wêreldwys hier op Marula Media. Dit is baie lekker hier om vir professor Dani Goosen by my in die ateljee te hê, die uitvoerende hoof akademie by Academia. Almal ken natuurlik Academia, ons Afrikaanse universiteit kan ons maar sê. Prof Dani, baie welkom hier. Baie dankie, heerlik om hier te wees, saam te gesels. Ons wil nou al 'n tydjie lank praat oor die woord grense. En dit voel vir my amper dit raak net meer en meer relevant. Ek hou dop die afgelope 2 weke betogings in Amerika, byna gewelddadige betogings in Amerika oor die probleem natuurlik van onwettige immigrasie. En kyk, ek dink meeste Amerikaners sal erken hulle land het 'n reuse probleem met onwettige immigrasie gehad die afgelope paar jaar, soos soveel ander lande reg oor die wêreld. En nou probeer die Amerikaners dit bylê. Maar nou sien 'n mens die verskillende denkskole uitkom. Daar is 'n denkskool waarby ek myself gemaklik sou kon plaas om te sê, maar goed, immigrasie moet binne 'n wetlike orde en raamwerk plaasvind, soos jy wil trek van een land na 'n ander. Maar interessant genoeg, Karen Bass, die burgemeester van Los Angeles, maak nou hier so 'n paar dae gelede die opmerking. Sy sê, hoe kan ons mense wat vreedsaam in 'n ander land wil kom werk, dan nou keer om in 'n ander land te kom werk. So op 'n baie simplistiese manier sê sy eintlik grense het nie meer 'n plek nie. En dit bring ons eintlik by hierdie punt wat ons wil maak vandag en waaroor ons wil gesels. Daar was 'n geweldige aanslag op grense en al sy verskillende dimensies die afgelope dekades in die wêreld gewees. Ja. Absoluut. Ek dink op die waarheid te sê, mense sou kon praat van die westerse wêreld wat sy vermoë om 'n grens neer te lê eintlik verloor het. En om dit te begryp moet 'n mens miskien so 'n bietjie teruggaan in die agtergrond. Want ons leef in die sogenaamde globale era of daar's ander woorde daarvoor ook. Ons kan praat van die postmoderne era of die laatmoderne era. En as daar een verskynsel is wat hierdie hele verskynsel van die globale wêreld kenmerk, is dit eintlik die krisis waaraan grense beland het. Ja. So dis die era waarin daar 'n onvermoë is om grense aan te lê. Nou kan mens praat oor die talle soorte grense wat hier ter sprake is, maar die burgemeester het nou een voorbeeld daarvan gegee. Ek hou van die idee ons moet terugtreë en ek wil hê mense moet 'n bietjie terugtreë na sê maar die vorige eeu en al die gebeure van die 20ste eeu. Ons fokus dikwels op die wêreldoorloë en alles wat daarna gebeur het en al die reaksie op dit daarna. Binnekort is dit natuurlik hoeveel jaar, 60 jaar wat sedert die Verenigde Nasies opgerig is en al hierdie soort van dinge en goed in hierdie gedagte van die wêreld wat bymekaar moet kom. Ons het dit in Europa gesien ook, die Europese Unie se rol, bring Europese nasies nader aan mekaar, versag grense, dan sal ons die bose nie weer toelaat nie. Dit was baie sterk in die tweede helfte van die 20ste eeu, of dis hoe ek dit dalk lees, die rede waarom grense dan nou afgebreek moes word. Ja, dit is absoluut so. Ek dink die hele era na die Tweede Wêreldoorlog kan mens eintlik beskryf as die begin van en eintlik die era van die postmoderne. En daar is omtrent nie 'n aspek, daar is omtrent nie 'n grens wat in die postmoderne era nie bevraagteken is nie. Jy weet, mens moet onthou dat die globale era, die postmoderne era, is die era van groot vloeibaarheid oor grense heen. Ook die era van inklusiwiteit, almal moet ingesluit word. So as jy uitsluit, dan word ervaar as diskriminasie, as gewelddadig en so aan. So die globale era gaan uit sy plek uit sy pad uit liewer om te akkommodeer. En nou kan mens eintlik 'n wye reeks van verskynsels noem wat in die postmoderne era na die Tweede Wêreldoorlog na vore getree het, soos onder andere, jy het nou verwys daarna die integriteit van nasionale grense. Dis nou tipies die voorbeeld, eintlik miskien die mees dramatiese voorbeeld van 'n onvermoë om 'n grens aan te lê. Jy weet, ek kan dink, Jaco, dat ek self as 'n jong ou was in die 70er jare was ek in Europa gewees die eerste maal. En dit was opvallend geweest hoe daar bevolkingsgewys eintlik 'n redelike homogene wêreld nog was in Europa. En waarskynlik een van die mees dramatiese gebeure in ons tyd, in my tyd in elk geval, is die verandering in die demografie van Europa. En dit kan direk teruggevoer word na hierdie onvermoë om die eie nasionale integriteit en grense in beskerming te neem.
Maar ja, dit strek van daar af deur tot feitelik elke aspek van die lewe, jy weet. Ja, en dit het baie te maak ook uiteindelik met die vraagstukke van die toekoms, die vraagstukke van die toekoms oor hoe verseker jy dan nou 'n vry, veilige, voorspoedige samelewings in die toekoms as jy tot redelik onlangs gesê het, maar ons moet juis grense afbreek. En dan is die gebeure vir my van die afgelope 20 jaar, wat ek wil amper sê die eerste 2,5 dekades dan nou van die 21ste eeu is dan nou eintlik toenemend in westerse samelewings nou gekenmerk deur nuwe probleme wat juis deur die afbreek van grense 100% veroorsaak is. Ja, daar's 'n vreemde spanning. Weet as die globale ouens, as hulle nou voorspraak maak vir 'n grenslose wêreld, want dis waarvoor hulle voorspraak maak, dan is die ironie daaraan verbonde is dat hulle self weer eintlik die globale wêreld en sy uitgangspunte as normatief voorhou. So hulle skep willens en wetens eintlik 'n nuwe grens te midde van die poging eintlik om grense af te skaf. Nou ek dink net 'n mens moet as mens oor hierdie saak praat, moet mens miskien net eers kyk na wat is 'n grens, jy weet. Want 'n grens is 'n interessante en boeiende verskynsel. 'n Grens, ons kan nou na enkele voorbeelde verwys, maar 'n grens sluit uit. Nee, so hy het 'n negatiewe werking. Hy is soos 'n laar, jy trek 'n laar om iets en jy sluit iets uit daai laar uit. Maar 'n grens het ook 'n ander soortige positiewe werking. Die mate waarin jy uitsluit, sluit jy ook goed in en jy maak 'n wêreld moontlik. Soos byvoorbeeld, jy weet, miskien om te hou by die voorbeeld van die westerse kultuur. Die westerse kultuur het oor eeue 'n bepaalde grens, ons kan selfs oor hoe hard hy grens getrek het hy uitgesluit. Ek weet die hele westerse geskiedenis staan in die teken van 'n bepaalde spanning met die, sê maar die Ooste of die Midde-Ooste of die Islam. In die uitsluiting daarvan het hy natuurlik sy eie integriteit bewaar, maar hy het meer gedoen. Hy het die ruimte geskep waar binne die westerse wêreld kon floreer. So die grens sluit uit, maar hy maak ook positief dinge moontlik, jy weet. So ek dink mens moet dit in gedagte hou en die situasie binne die globale wêreld is nou dat die grens net gesien word as negatief. Dis nie iets wat ook iets moontlik maak nie. So dis miskien die groot dilemma van ons tyd. As jy dan nou soveel grense begin ophef en ek dink aan geslagsgrense, kulturele identiteitsgrense, fisiese grense, mens kan ander begin ophef en jy begin skielik sit met die probleme van massa-immigrasie en multikulturalisme, parallelle samelewings, nuwe ekonomiese uitdagings, al die hedendaagse probleme van die westerse wêreld. Dan raak dit skielik baie moeilik om dan nou oplossings te begin vind. Absoluut. Maar ek dink mens moet in 'n sekere sin eers al die verskynsels wat geraak word deur hierdie verlies aan grense, moet mens probeer op kaart bring om te kyk wat is die gevolge daarvan. Jy weet, kom ek noem 'n voorbeeld. As ek 'n gedig skryf, dan as ek 'n digter was, dan kies ek 'n hele klompie woorde en ek besluit ek gaan hierdie woorde gebruik en ek gaan ander woorde nie gebruik nie. Ek gaan daai ander woorde uitsluit. So selfs in die letterkunde, in taal, speel grense 'n geweldig belangrike rol. As daar nie grense was nie en as ek nie sekere woorde in my gedig ingesluit het nie, dan het ek nie 'n gedig geskryf nie. Dan het ek waarskynlik net geraas aangevang. So in taal, en ons kan nog dieper ingaan in hoe taal gestruktureer is, die grense tussen woorde maak die betekenis van woorde hoegenaamd moontlik. As daar nie grense is tussen woorde nie, of die grense is tussen sinne nie, of as daar nie grense is tussen paragrawe nie, gaan jy sinloos te werk gaan. So in taal speel grense 'n geweldige belangrike rol. Maar dan kom jy dit deurtrek na elke ander aspek van die lewe. Ek weet, ons sit nou binne 'n universitêre konteks en 'n universiteit, daar sekere fundamentele uitgangspunte van die universiteit, soos byvoorbeeld universiteit se verbintenis tot die waarheid. Ons streef na die waarheid. Maar binne 'n globale wêreld word daar geweldig vraagtekens geplaas agter die vraag, maar is daar iets soos waarheid? Kan ons onderskei, kan ons 'n grens aanlê tussen waarheid en valsheid? Nou as jy dit nie kan doen nie,
soos wat nou baie gebeur het aan die postmoderne universiteite. Dan beland die universiteit en die waarheid natuurlik in 'n gewellige krisis. Maar is nie net die waarheid nie, dis die vraag van goed en verkeerd, die goeie en die slegte. Daai twee dinge vooronderstel 'n sekere grens wat jy moet aanlê. Universiteite moet die vermoë hê om daai grens te kan aanlê. Anders kan hulle nie onderskei tussen die goeie en die slegte en dieselfde met die lelike en die mooie. Ja. Dit vooronderstel onderskeidinge, dit vooronderstel grense. En as jy daai grense bevraagteken, dan bevraagteken eintlik in 'n sekere sin die integriteit van jou universiteit. Ja, want kyk, dit geld eintlik vir elke instelling. As jy so word beskawings se legitimiteit eintlik tans bevraagteken, landesinne, kulturesinne. En ek wil tog nog klein bietjie stil staan by die universiteit spesifiek, want ek dink tog as gevolg hiervan verkeer die moderne universiteit in 'n krisis, in 'n bestaanskrisis potensieel. Ja, absoluut. So jy kry die sogenaamde postmoderne universiteit omtrent die van die 70er jare van die vorige eeu begin jy dit kry, jy weet, en dit gaan saam met 'n bevraagtekening van die waarheid of die onderskeid tussen fiksie en waarheid, jy weet. So baie die argument dat waarheidsaansprake wat universiteite maak of akademici maak, is eintlik maar net nog 'n fiksie. Dit is nie waarheid wat hulle praat nie, dit is maar net nog 'n perspektief, dit is nog maar net 'n fiksie wat voorgehou word. So baie van die vrae wat universiteite vandag vra, so hierin terugskou op hierdie globale universiteitswese of die postmoderne universiteitswese maar is dit nog moontlik om weer die universiteit te red deur onder andere hierdie mees fundamentele onderskeidinge aan te lê tussen waarheid en valsheid en die goeie en die slegte en so aan. En wat ons vandag sien, dit is miskien 'n bietjie 'n vooruitloop op die gesprek, is 'n antwoord. Ja, maar dit is inderdaad nog moontlik en dat die integriteit van universiteite nog gered kan word wanneer hulle weer inderdaad hulle self verbind tot hierdie fundamentele waarhede, jy weet. En dit gebeur, ons sien dit vandag aan verskeie universiteite waar daar tog weer 'n verbintenis is tot hierdie ou waarhede. Daar's tog tekens daarvan ook op ander vlakke. Mens sien tog iets in die politieke gesprek die afgelope paar jaar weer daarvan. Dis nog nie oorheersend nie, dis nog nie oorweldigend nie. Maar daar word tog belangrike gesprekke gevoer hiervoor in Europa en in Amerika en so hieroor. Daar's tog 'n teenreaksie. Ek wonder tot watter mate is iets soos 'n verkiesing van 'n Donald Trump dalk indirek ook 'n bietjie te maak dan nou met hierdie teenreaksie. Ek dink 'n mens moet so as mense oor hierdie ding van grense praat, miskien 'n bietjie stil staan by die verskynsel van die politiek. Ja. Jy weet, nou goed, ons kan die politiek op verskillende maniere omskryf. Die politiek word verskillend gedefinieer. Maar vat byvoorbeeld die ou klassieke opvatting van die politiek. Die politiek het gesê, of die politieke denkers het van die klassieke wêreld gesê, die politieke orde is gerig op die verwesenliking van die gemeenskaplike goed. Dit was altyd die definisie gewees, die doel van die politieke ordes in die ou wêreld, jy weet. Maar dit het vooronderstel dat jy kan onderskei tussen jou eie individuele belange en die gemeenskaplike goed. En hierdie definisie van die politiek het eintlik in die era van die postmoderne globale era in 'n krisis beland, jy weet. Alles draai net om die individuele belange van die individu, van die individuele burger, terwyl die gemeenskaplike goed het verdwyn. So dis een definisie van die politiek waarin die politiek eintlik ernstig in 'n krisis beland. Maar daar's 'n ander definisie wat ons miskien meer vertroud is en ek weet ek gaan nou 'n bietjie kontroversieel wees. Maar in die 20ste eeu was ek gaan nou 'n naam noem. Carl Schmitt was een van die bekendste teoretici van die politiek in die 20ste eeu. En Schmitt het geargumenteer dat die politiek, die wese van die politiek, tree veral daar na vore in verhitte situasies, waar daar die moontlikheid bestaan van 'n oorlog, en waar daar die moontlikheid bestaan van die onderskeid, dit wel die grens, tussen vriende en vyande. So dis 'n baie, ek wil amper sê 'n baie warm definisie van die politiek, maar dis 'n wesenlike werklikheid. Daar is in die politiek dikwels 'n onderskeid tussen vriende en vyande. En wanneer jy in 'n globale wêreld ingaan, dan tree daar, wanneer daar grense bevraagteken word, dan tree daar 'n verwarring in. Die onvermoë om vyande en vriende
te onderskei van mekaar, is eintlik deel van die postmoderne globale wêreld, jy weet. So die globale wêreld leef eintlik met die gedagte dat ons gaan 'n politieke orde stig waar daar nie meer vyande gaan wees nie. En wat ons nou sien, ons sien dit eintlik in 'n sekere sin nog altyd, maar is eintlik die terugkeer van warm verhoudings in die politiek. Hoeveel oorloë is daar nie? Jy weet, hoeveel onderskeidinge is daar tussen vriende en vyande? Jy weet. Ja, baie interessant. Mens sien dit ook in 'n ek wil amper sê vir my sedert die einde van die Koue Oorlog van die mees intensiewe politieke debat wat weer in die westerse wêreld plaasvind. Jy het eintlik die tyd gehad van eintlik na die einde van die Tweede Wêreldoorlog al hierdie gedwonge soort van kompromispolitiek wat dikwels die westerse samelewings lam gelê het. En nou praat mense van die middel wat uitgehol word. Ek weet nie heeltemal of dit noodwendig die middel of die politieke sentrum is wat uitgehol word nie, maar eerder weer goed gedefinieerde politieke stemme. Met ander woorde, dan 'n begrensing tussen politieke idees wat ook sterker na vore tree, want die politieke idees van die 70s en 80s was so met mekaar verweef dat jy dit met tye later nie meer kon onderskei nie. Dis reg, absoluut. Maar goed, jy weet, mens sit in die globale era, sit jy met die droom daarvan om eintlik die globale orde eintlik alle lande in te sluit binne in 'n liberaal-demokratiese wêreld, jy weet. So die diepste onderliggende vooronderstelling daar is dat ons moet wegdoen met die ou nasionale grense, jy weet, sodat daar 'n universele orde gestig kan word. Nou vandag sit ons met die terugkeer van die ou verdelinge. Trouwens, ek wonder in watter mate sit mense eintlik met die terugkeer van die 18de, 19de eeu se politieke verdelinge. Wat mens kry in die Trump-era is dikwels 'n terugval op die nasionale state. En as mens dink aan die 19de eeu, eintlik die pas daarvan bepaal is deur die verhouding tussen die verskillende nasionale state. Absoluut. So. En Trump vestig dit eintlik weer as te ware. Mens sou so kon argumenteer. Ek dink ook so, want ek my eie opvatting 'n bietjie van die Trump-denke, veral in terme van buitelandse beleid, is in 'n groot mate 'n terugkeer van Amerika voor die Eerste Wêreldoorlog. Toe Amerika baie sterk was, 'n uiters suksesvolle land, maar glad nie in die buiteland interventionisties opgetree het nie en homself nie so laat geld het nie, maar wel by 'n punt gekom het waar hy gesê het ons is nou 'n nasie. Daarvoor moet ons begrens wees, want daar's natuurlik baie wanvoorstellings en inligting oor die idee van Amerika as 'n soort van permanente land van immigrante. Daar het maar altyd net immigrante ingestroom. Maar dit is nie waar nie. Die immigrante instroom het baie lank gelede opgehou. Hulle het saam 'n nasie gevorm, die Amerikaanse nasie. Dit homself goed begrens en het eintlik redelik lank toe so kon voortgaan tot jy toe nou die periode na die Tweede Wêreldoorlog gekry het waar Amerika toe skielik 'n oop land is, grense word vervaag, maar het ook hierdie soort van interventionistiese rol. Dis reg, mens verkeer dikwels onder die illusie dat sê net maar Europa, maar dieselfde argument is op Amerika van toepassing, dat dit altyd lande is of kontinente is wat deur intense vorme van immigrasie gekenmerk is. En daar was natuurlik tydperke waar daar intense vorme van immigrasie was, jy weet, beweging oor grense. Maar die kenmerkende van Europa eintlik wil ek nie oordryf nie, maar van selfs 1000 jaar van relatiewe demografiese stabiliteit sou mens kon praat van. En dat dit eers na die Tweede Wêreldoorlog weer op die spel gebring is, hierdie geweldige immigrasie. Wat beteken dat as daar groot immigrasie is, as daar groot toevloei is tot Amerika, jy daai, noem dit maar kulturele integriteit wat gevestig is oor 'n tydperk van 1000 jaar, dat dit op die spel gebring word. So dit is 'n baie riskante era, en ek dink trouwens, weet die historiese het al baie gespekuleer oor hierdie ding, maar mens sou die globale era, die era van grensloosheid, kon vergelyk met histories, die laatfases binne die Romeinse Ryk. Dis 'n geliefde metafoor om te gebruik. Ons is soos wat die Romeinse Ryk was in sy latere fases. En daar lê iets in, want in die laatfase van die Romeinse Ryk kry mens die gevoel dat die Romeine het eintlik die vermoë verloor om hulle territoriale integriteit, maar ook hulle kulturele integriteit in beskerming te neem. So daar lê 'n baie sterk parallel tussen die twee tydperke. Ja, en dit is maar hoe die wêreld se geskiedenis verloop het. Dit is die verloop van die geskiedenis. Wat moet nou gebeur? Wat is nodig nou in die gesprek?
ek dink een van die, daar's natuurlik verskriklik baie dinge nodig. Dit hou self verband met hoe ons onsself sien as mense. Jy weet, ek weet dis 'n bekende onderskeid wat 'n Engelse geleerde aangelê het tussen twee soorte mense. En hy het eintlik, as hy hierdie onderskeid aangelê het, het hy gekyk na die globale era en gesien dat in die globale era kry jy hierdie twee soorte mense. En dit is wat hy nou maar in baie bekende terme verwys het as die sogenaamde mense wat anywhere kan wees. Hulle is die anywheres. En dit het hy natuurlik onderskei van die somewheres. En dis 'n baie belangrike onderskeid in die sin dat die skrywer Goethart wou eintlik vir ons sê dat ons menswees kom tot ons reg in die mate waarin ons geheg is aan bepaalde plekke, waar ons osself vestig in bepaalde plekke. En ons menswees, dit is die onderliggende boodskap van sy werk gewees, is dat ons menswees word ontwrig wanneer ons net verbind is tot 'n orals en nie iewers onsself vestig en 'n kultuur bou en 'n kultuur ook uiteindelik oordra aan die toekoms nie, jy weet. So hierdie onderskeid dink ek is belangrik, en wat vandag gebeur is dat ek dink ten minste ernstige denkers vra maar wat beteken dit om mens te wees? Menswees bestaan in verbintenisse tot 'n tradisie, tot 'n bepaalde plek, tot 'n bepaalde lewenstyl, tot die oordrag van lewenstyle aan die toekoms, jy weet. En ons menswees word ontwrig wanneer ons, en dis 'n ander woord wat mens sou kon gebruik, wanneer ons onsself beskou as bloot nomades wat trek van een punt na 'n ander punt sonder dat ons onsself vestig en verbind tot daai bepaalde plek, jy weet. So die onderliggende ding is hier, wat beteken dit om mens te wees? Mens wees kom tot sy reg in die sorg vir bepaalde plekke. En as dit nie gebeur nie, word ons menswees ontwrig. Ek dink dis 'n goeie beginpunt om te gesels oor hierdie ding. Ja. En dan op 'n praktiese politieke vlak, ons het sekerlik meer politieke leierskap nodig wat ook hierdie boodskap kan verwoord, want ek dink dis dikwels die uitdaging is die vermoë om aan die burgery dit te kan verwoord en dit te kan oordra en mense te kan bewus maak van wat nodig is, want mense is benoud. My ervaring tans in verskeie Europese samelewings wat ek besoek is mense is benoud. Kyk, is 'n skokkende sisteemverandering. As jy gaan van 'n stad in Europa wat 15, 20 jaar gelede 95% Frans was, etniese Franse na miskien vandag 45%. En dit in sulke plekke is daar in Duitsland en in Nederland en in die meeste westerse lande, Brittanje by uitstek ook. So mense beleef 'n skielike dramatiese verandering wat op soveel terreine plaasvind, kultureel en ekonomies en alles. Dit speel hier om hulle af en hulle is benoud. Maar politieke leiers moet dit kan verwoord. Ja. Absoluut. En mens moet ook weet dit, leiers moet ook 'n baie ingewikkelde situasie kan verwoord, want ons praat nou oor grense. Maar mens kan natuurlik grense tussen lande, tussen groepe, tussen gemeenskappe kan jy ook op verskillende maniere lê. So ek kan byvoorbeeld besluit ek trek nou so 'n sterk grens om my as Afrikaner byvoorbeeld dat ek myself isoleer van die globale wêreld. So, dit is 'n teoretiese moontlikheid dat ek so 'n harde grens trek. En dan moet 'n mens vir jouself afvra, watter prys betaal jy wanneer jy jouself isoleer? Is dit nie te harde grens nie? En aan die ander kant moet daar ook helderheid gebring word oor die vraag wat gebeur as daar nie grense is nie. Jy weet, so iewers tussen daai twee ekstreme moontlikhede verwag mense eintlik 'n leiding van die leiers. En nog meer, miskien van 'n hele intellektuele klas, wat as te ware na vore moet tree en moet gesels en moet nadink oor die vrugbaarheid van grense. Jy weet, oor die onomsnapbaarheid van grense en hoe noodsaaklik dit is vir ons as mense. En miskien sien 'n mens alreeds binne die Europese wêreld, en mens sien dit ook in Amerika, 'n hele groep intellektuele wat presies hierdie tema opneem. Mens sien dit in die agtergrond van die Trump-bewind, dat daar in die agtergrond is wel intellektuele wat presies hierdie temas opneem. En in die Europese wêreld sien mens dit ook in think tanks en wat ook al. Ja, die Afrikaner se rol, wat moet dit wees? Het die Afrikaner 'n rol te speel in hierdie beweging, in hierdie gesprek? Wat is ons bydra? Ja.
Ja, ek dink een van die kenmerkende goed van 'n Afrikaner is dat ons was trekkers, ons het in die binneland inbeweeg en in daai sin sou mens kon sê maar ons is tipiese nomades. Ons trek in en ons trek oor grense heen en so aan en ons verbind ons nie tot enige iets nie. En dis natuurlik 'n totale verkeerde voorstelling. Ja. Die baie besonderse kenmerk van die Afrikaners was dat hulle ingetrek het in die binneland op soek na 'n tuiste wat hulle kan begrens, wat hulle in beskerming kan neem, waarin hulle 'n wêreld kan bou en waarby hulle kan tuiskom. So ek dink die Afrikaners is by uitstek diegene wat deur hulle ervaring geleer het hoe om in te trek, te vestig en hulle eie identiteit in beskerming te neem. Ons is baie identiteitsbewuste mense en ons verstaan die dinamika van grense. Nou, miskien moet mense dit byvoeg, wat ons ook verstaan is hoe om te midde van die grens wat jy trek verstandige verhoudings met ander buite jou grense aan te knoop. En dis miskien een van die dinge wat die Afrikaner kan leer aan ander is hoe om tuis te kom in 'n moeilike wêreld waar jy grense het, maar waar jy te gelyk 'n politiek verstandige verhoudings aanknoop met ander. Is die vraagstuk oor grense slegs 'n westerse vraagstuk of is dit 'n groter globale vraagstuk? Dis 'n absolute boeiende vraag. As mens kyk na die globale wêreld, sou mens kon argumenteer dat elke ander kultuur is ingetrek binne in hierdie globalisme en in die sin vir grensloosheid. Maar ek dink daar's eintlik talle voorbeelde. Veral die Chinese wêreld is miskien die voorbeeld, maar goed, mens kan ook na ander kulture verwys. Die Chinese wêreld het 'n intrinsieke weerstand teen die gedagte om opgeneem te word binne die globale wêreld. En dit is toe te skryf aan die feit dat die Chinese het 'n sterk historiese bewussyn. Hulle gaan duisende jare terug en van die oudste figure in die Chinese wêreld word vandag weer opgediep in 'n poging om die Chinese identiteit tog weer te bevestig en uit te bou, jy weet. So dit lyk asof die Chinese deel is van die globale ekonomie natuurlik en dat hulle die vrugte pluk van hierdie globale ekonomiese handel en dis meer, maar dat hulle in staat is om hulle kulturele integriteit baie deeglik in beskerming te neem. Ja, en ek dink beter as meeste westerlinge. Ja, daar's nog ander Asiatiese volke wat mens daarbey kan byvoeg, selfs sommige Midde-Oosterse volkere wat wel die moderne ekonomie opneem, maar nie die vernietiging van kulturele grense nie. Dit is so opvallend in die Midde-Ooste, waar jy dit veral by sommige van daardie Arabiese lande baie sterk sien wat geweldige ekonomiese ontwikkeling het, maar steeds baie sterk grense rondom burgerskap en kultuur en kultuurreëlings in die gemeenskap en so. Absoluut. Maar die Weste wou graag op 'n stadium opsê. Dit laat my dink aan die groot historikus Oswald Spengler, wat hier in die begin van die 20ste eeu het hy 'n boekie geskryf oor mens en tegniek. En hy het onder andere verwys na die Japaneese. En hy het iets soortgelyks gesê, naamlik dat die Japaneese het raak gesien dat daar groot voordele is in die wetenskaplike benadering wat die westerse kultuur vorm, dat daar groot voordele is in die toeëning van die westerse tegnologieë. So hulle die Japaneese volgens Spengler het 'n oog gehad vir die ontwikkelings binne in hierdie nuwe opkomende westerse wêreld, maar dat hulle daaraan geslaag het om te gelyk terwyl hulle die tegniek en die ekonomie gebruik van die weste, hulle kulturele identiteit in beskerming te neem. So hulle kon dit skei van mekaar, die tegniek en wetenskap aan die een kant en die identiteit aan die ander kant. Terwyl dit is eintlik die groot uitdaging binne in die globale wêreld as jy die tegniek, die wetenskappe vanuit die globale wêreld toeëien. Hoe kan jy te gelyk jou eie kulturele geheue in stand hou, jou eie kulturele identiteite en dies meer? Ja. As ons begin afsluit, is daar hoop vir die westerse beskawing in die toekoms? Is ons te ver gevorder in die afbreek van grense? Of kan dit omdraai? Is hernuwing moontlik? Ek dink dis kom ek so 'n bietjie hamer op op hoe ons 'n mens beskou. Die afskaffing van grense kan mens beskou eintlik as teennatuurlik. Dis 'n teennatuurlike ding
Mense leef by grasie van onderskeidinge wat hulle aanbring, jy weet. En ek dink daar is genoeg realisme wat intree in die westerse wêreld wat sê maar ja, dit is onmoontlik. Ons is besig met 'n onmoontlike eksperiment, 'n menslik onmoontlike eksperiment, jy weet, en dat ons moet terugkeer na meer natuurlike grense waar binne 'n sinvolle lewe moontlik is. En ek dink daar's baie tekens daarvan oral in die westerse wêreld. So dit kan gebeur. Dit kan. Ons daar's hoop. Prof Dani, baie dankie. Dankie vir jou tyd en was 'n interessante gesprek. Ons sal dit weer voortsit in die toekoms. Ons sal dit bly monitor. Ons leef in interessante tye seker. Absoluut so. Ons leef in baie vloeiende tye in die wêreld met dinge wat gebeur. Maar baie dankie daarvoor. Baie dankie. Dit bring ons aan die einde van hierdie week se episode van Wêreldwys hier op Marula Media. Ek hoop julle het dit geniet. Lewer gerus kommentaar. Stuur vir ons julle voorstelle vir volgende week se programme. Ons is volgende week weer terug. Totsiens.